Paulus herinner ons dat God eerste uitgereik het na ons. En al wat ons moet doen, is om te reageer op sy liefde en genade. Om in sy naam te glo beteken om die waarheid te aanvaar van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Glo is nie net 'n intellektuele erkenning dat die feite waar is nie. Dis 'n diep oortuiging dat God se beloftes in Christus waar is vir jou. Jesus se lewe op aarde is een van die bes gedokumenteerde gebeurtenisse. Sy lewe, sy kruisiging en opstanding is alles opgeteken. Hier is die eenvoudige waarheid, maar ook een van die mees belangrike dinge wat jy in jou lewe gaan ontdek. God het die eerste stap geneem om ons verhouding met hom te herstel. Hy wag nie vir ons om ons lewens eers reg te kry nie. Hy verwag nie eers van ons om dit reg te leef nie. Hy het nie eenkant gestaan op 'n afstand en gewag dat ons onsself bewys nie. Paulus stel dit so: God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Paulus herinner ons dat God eerste uitgereik het na ons, en al wat ons moet doen, is om te reageer op sy liefde en genade. It's like a good father who knows how to love his children beyond their mistakes. I'm a father and I know exactly what that means. I love my girls in spite of their choices and their decisions. So do you realize how valuable that makes you to your Creator? Think about this. If God demonstrated His love for us, where does that come from? We believe this kind of love is not just an emotion. It's actually a value statement. So why would God value me? Why would God love me? It's because we learn that we are His children. We are His creation. He's a loving Father. He loves His children. He loves you. And the New Testament makes it very clear that God is revealed to us as a Father. So our best response then to His love for us is to begin to study that, to focus on that and say, Lord, if you love me, help me to understand it. Help me to understand what does it mean that you value me. God se liefde is opofferend en persoonlik. Dis 'n verklaring van hoe waardevol jy is vir hom. Jy word nie liefgehê omdat jy perfek lewe nie. Jy word nie liefgehê omdat jy goed presteer nie. Jy word liefgehê omdat jy syne is. God het jou lief, selfs wanneer jy nog nie gereed is om hom terug lief te hê nie. En in 'n wêreld waar liefde gebaseer is op voorwaardes, reik God se liefde uit na jou. Hy beweeg na ons toe in liefde, selfs toe ons hom verwerp het. So kom ons begin deur God se liefdevolle karakter te ontdek. Het jy al ooit gevoel dat jy God so teleurgestel het, dat daar geen terugdraai is nie? Dalk het jy gevoel, jy te ver weg beweeg van God. Miskien is jy onseker of te onwaardig om selfs te dink dat God jou sou wou terugneem. Kan hierdie gedagtes van jou dalk heeltemal onwaar wees? Jesus vertel van 'n seun wat alles verloor het, sy geld, sy trots, sy rigting. En hierdie seun gaan terug huis toe en verwag veroordeling. Maar wat doen sy pa? Hy hardloop hom tegemoet, druk hom styf vas en gee vir hom sy plek in die huis terug. Dit wys God se onophoudelike soeke na ons. Hy wag vir jou om huis toe te kom. Dit is die hart van die Vader. God is een, maar hy wys homself op 3 maniere. Ons noem dit die drie-eenheid. Hy is God die Vader, die een wat alles geskep het. God die Seun, Jesus, ons middelaar in ons verhouding met God. En God die Heilige Gees, die een wat ons in ons alledaagse lewe help en lei. Die ding is, God het naby gekom, hy het tussen ons kom loop. Hy het mens geword en onder ons kom woon. Die Bybel sê vir ons dat God met ons gepraat het deur sy Seun Jesus. Jesus openbaar God se heerlikheid en wys vir ons wie God is. En van die begin af wou God geken word. En hy het homself bekend gemaak deur Jesus. Jesus het gekom om God vir ons te wys. Hy het op dieselfde grond geloop as wat ek en jy loop, en hy het dieselfde lewe ervaar soos wat ek en jy doen. Hy was voluit mens, maar ook voluit God. So as jy wil weet wie God is, moenie verder soek nie. Jesus is God in menslike vorm. Hy het nie net tussen mense geleef nie, hy het vir hulle omgegee. Hy het met gesag geleer en die hart van God geopenbaar. Jesus se lewe op aarde is een van die bes gedokumenteerde gebeurtenisse. Sy lewe, sy kruisiging en opstanding is alles opgeteken.
Jesus het self geprofeteer oor sy eie dood en opstanding, en alles het presies so gebeur. Dit alleen is 'n bewys dat hy die seun van God is. Nie net dit nie, maar meer as 500 mense het gesê dat hulle Jesus regtig gesien het nadat hy opgestaan het. En Jesus se disippels, soos Johannes en Lukas en Matteus, het almal oor sy lewe geskryf. Hulle was so oortuig dat hy die seun van God was, dat hulle 'n beweging begin het, waarvan ek en jy vandag deel is, die kerk. Van die eerste Christene, en selfs sy disippels, was bereid om vir hierdie waarheid te sterf. Die vraag is nie wat jy verkeerd gedoen het nie, maar wie gekom het om dit reg te maak. Soveel mense dink dat die vereiste om Jesus te volg begin om reg te lewe. Wat as dit eintlik met liefde begin? Nie 'n ver, passiewe soort liefde nie, maar 'n persoonlike, opofferende, onmisbare soort liefde. Hierdie is nie net om jou beter te laat voel nie, dit is 'n reddingsverhaal en jy is die hoofkarakter. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur hom te red. Jesus het nie gekom om vingers na ons te wys nie, hy het gekom om sy arms wyd oop te maak. Hy wys vir ons 'n God wat na ons toe beweeg, 'n God wat werklik red. God het ons na sy beeld geskape, om in volmaakte verhouding met hom te leef. Daar was geen skeiding, geen skuld, geen skaamte nie, net 'n volmaakte, ononderbroke verbinding. Maar toe die sonde die wêreld binnekom, het die mense van daardie verhouding weggestap. Jesus het aarde toe gekom om ons menswees te kom herstel. Hy het die perfekte lewe gelei. Hy het ons sonde op homself geneem. Hy het die straf aan die kruis gedra en in oorwinning opgestaan. Hierdeur is ons persoonlike verhouding met God herstel. Deur die kruis het hy jou sonde, jou skuld en jou gebrokenheid op homself geneem. Dis die grootste geskenk ooit. En hy wil so graag hê, jy moet hom ken. En dat julle verhouding herstel word. Die ding is, deur ons geloof in Jesus, ontdek ons hoe lief God ons het. Maar onthou, soos enige geskenk, word dit eers joune as jy kies om dit te ontvang. Soms voel die boodskap van Christendom net te goed om waar te wees. Dit beloof vergifnis en lewenssin, alles as 'n geskenk. Hierdie geskenk word deur geloof ontvang. Die Bybel sê, tog aan almal wat hom aangeneem het, aan die wat in sy naam geglo het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. In a similar way, faith means that we fully accept and take the gift that has come to us from God through Jesus. The gift of His love, the gift of His forgiveness, the gift of the sacrifice that He made for all of us, the gift of life. There are so many dimensions that are included in this gift. The fact is, you and I need to learn how to receive the gift. So John is saying, faith is connected to the idea of receiving. Believing in His name, the second term that he uses there, goes a little bit further, because the name of somebody refers to their reputation, to what they stand for. And if I believe in the name of Jesus, then I accept or I trust in His reputation, His values, what He stands for. And in the same fashion, I take it and make it a part of my life. It's almost as though I identify with Jesus. Geloof gaan oor ontvang. Die geskenk wat Jesus vir jou wil gee, is 100% verniet. Jy werk nie daarvoor nie, jy verdien dit nie, jy ontvang dit bloot net, en jy het volle toegang tot al die voordele daarvan. Deur Jesus se geskenk ontvang ons God se vergifnis, 'n nuwe identiteit as kind van God, die belofte om ewige lewe in te gaan en 'n daaglikse verhouding met Jesus. Geloof is die hand wat uitreik om die geskenk te ontvang wat God aanbied. Soos die Bybel sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hier is die ander ding, geloof behels om te glo. En geloof gaan oor ontvang en glo. Om in sy naam te glo beteken om die waarheid te aanvaar van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Glo is nie net 'n intellektuele erkenning dat die feite waar is nie. Dis 'n diep oortuiging dat God se beloftes in Christus waar is vir jou. Geloof lei tot vertroue. Daar's 'n noodsaaklike element van vertroue wat saam met geloof kom. Om in Jesus te glo is om hom heeltemal te vertrou met jou hele lewe. Om die manier hoe hy leef en sy waardes te omhels
en om te leef as iemand wat waarlik aan hom behoort. Wanneer jy jou volle vertroue in Jesus plaas, word 'n splinter nuwe, liefdevolle verhouding ontsluit.